Shalom almal en welkom by Mekorot. My naam is Rabbi Itzchak Shapira en as deel van Operasie 70 vervaardig ons hierdie program in 14 tale. Van waar ook al jy nou na my kyk, of dit nou van China of Indonesië is, of dalk van Frankryk of Duitsland, of dalk van Brasilië of Portugal, ons verwelkom jou van reg oor die wêreld na hierdie program. Ons is opgewonde om dit in soveel tale te kan vervaardig, want ek glo dat elkeen van julle die geleentheid en die wonderlike voorreg moet hê om te leer en te groei in julle kennis van die skrif en die Torah. Hierdie Shabbat is ons in Parashat Bo. Die parasha se titel Bo staan vir kom. God nooi Israel in wese uit om by hom aan te sluit op hierdie reis. Soos ons lees oor die hele uittog, vind die begin van die uittog plaas in hierdie parasha en die verhaal daarvan. Nou wil ek 'n paar oomblikke met julle praat oor spesifiek wat God Israel beveel het om te doen. Sien, hulle vertrek op die 14de van Nisan in die maand Nisan. Hulle verlaat Egipte. En Nisan kom van die woord nes, wat wonderwerk beteken, maar kom ook van die Hebreëse woord Nisayon wat beproewing beteken. En dit is interessant dat hulle in die volgende 40 jare, maar aanvanklik 50 dae deur beproewing na beproewing gaan, maar hulle sien ook wonderwerk na wonderwerk. Dit is iets wat ons almal moet verstaan. Hoe meer beproewings ons kan deurmaak en uiteindelik oorkom, hoe meer wonderwerke sal ons in die dae wat voorlê sien. Nou, soos ek in vorige lesse aan julle verduidelik het, is die hele verhaal van die uittog van hoofstuk 12 tot by die gee van die Torah in hoofstuk 20 in 'n netedop die goeie nuus. In die profeet Micha hoofstuk 7 vers 15 vertel die profeet ons dat in die laaste dae ons verlossing sal ervaar. Net soos die een uit Egipte. Maar daar is een verskil tussen die verlossing wat uit Egipte plaasvind en die verlossing wat in die toekoms gaan plaasvind, wat die finale verlossing beteken. Jy sien in die eerste 3 gedeeltes van die boek Shemot, ook bekend as Exodus, is die woord wat gebruik word om die verlossing te beskryf, die uitneem en uitkom, die Hebreëse woord hotzi-etega, wat beteken om uit te kom. Maar in Micha hoofstuk 7 vers 15 word die woord tseetga gebruik wat soortgelyk klink, maar hulle verskil grootliks. Jy sien, tseetga beteken ook om uit te gaan, maar daar is 'n verskil tussen om in die toekoms uit te gaan en uit te gaan. In die verlede. Jy sien, in die Torah gedeelte die week. In Exodus 12 vers 42 word die dag waarop Israel Egipte verlaat, Lel Hashimurim genoem. Wat letterlik beteken die dag wat deur God lank vooruit uitgesonder is vir die groot uittog. Nou, in die toekoms sal die uittog plaasvind en volgens die boek van Matteus sal dit gebeur. Op 'n dag wat niemand die tyd of die uur ken nie, nie eens die Seun nie, net die Vader. En die vraag is hoekom? Jy sien, in Micha hoofstuk 7 die uittog. Proses om uit te gaan verskyn in die woord sê het ga, wat beteken wanneer jy kies om jouself uit te neem. In die boek Exodus word die woord hotzi-etega gebruik wat beteken ek neem jou uit wanneer ek kies om jou uit te neem. Maar in die toekoms sal ek by jou aansluit. Wanneer jy jouself uitneem, dit is 'n belangrike onderskeid wat ons moet verstaan. In die toekoms sal die verlossing met die mens begin en met God eindig. Maar die eerste verlossing het met God begin en met die mens geëindig. En jou ander verlossing. En die rabbies vra die vraag, watter verlossing sal ons inderdaad ervaar in die laaste dae in die eindtye? Die antwoord is dat dit 'n verlossing is wat met ons begin en met God eindig.
Dink 'n oomblik aan die woorde van Yeshua. Hy sê, o Jerusalem, Jerusalem, hoe verlang ek om jou bymekaar te maak soos 'n hen haar kuikens bymekaar maak, maar jy wou nie. Jou huis sal verlate bly totdat jy sê welkom in die naam van die Here. Jy sien, dit is ons wat moet sê, welkom in die naam van die Here. In Hebreëus is dit die term Baruch haba. Wel, en wat beteken Baruch haba? Baie meer as welkom. Dit beteken dat wanneer jy jou gaste na jou huis nooi, jou huis in orde is, jou huis is voorberei en jou huis is gereed. Dit is reeds in orde vir die koning. En dit is iets wat ons moet verstaan as 'n onderskeid tussen die eerste verlossing en die laaste verlossing. In die eerste verlossing was die kinders van Israel in 'n geestelike gemors. Hulle het nie geglo nie. Ons het verlede week in die Torah gedeelte gelees dat hulle selfs nie die beloftes ontvang het wat Moses hulle gegee het nie. Tog sê God Ani Adonai, en hy gebruik die term, bedoelende ek is die Here van genade. En dit is goed om te weet dat ten spyte van hul gebrek aan geloof, God steeds bereid was om hulle te lei. Hoekom? Want hy is Here van genade. Maar jy sien, in die toekoms sê God, sal ek julle uithaal wanneer julle die proses van uitgaan begin. Vandag is ons verantwoordelikheid om gereed te wees vir die finale verlossing. En die vraag is, hoe doen ons dit? Kyk saam met my vir 'n oomblik in die boek van Exodus hoofstuk 12. Vers 2. Hy sê aan die begin van hierdie vers in Hebreëus, Hagod es Razer Lachem. Rosh Chodesi. Hierdie maand, die maand waarin ek jou uitneem, bedoelende die maand Nisan, sal dit vir jou wees. Rosh Chodesi, 'n nuwe maand. Nou wanneer jy hierdie vers in jou Bybel lees, dis presies hoe. Dit sal lees, maar ek wil hê jy moet iets baie interessant raak sien. In die heilige taal. Die woord vir die nuwe maand is verkeerd gespel. Daar is 'n letter wat ontbreek. In plaas daarvan om Hagodesi te lees, lees dit as die woord Haggadasje. Wat beteken dit? Dit beteken die nuwe, die hernieude. Hierdie maand sal nuut wees vir julle. Ek gaan 'n nuwe verbond met julle aan. Ons rabbi sê, dit is nie 'n fout dat die woord maand verkeerd gespel is nie. Verkeerd gespel by die woord met. Om iets baie belangrik te verduidelik. Vir ons almal vandag. Jy sien, dit sê hier in die skrif oor die kinders van Israel, dat hulle voorbereid sal moet wees en gereed moet wees vir 'n nuwe verbond. Wat God vir hulle sê in die Mosaïse. Wanneer hy sê, Hagod es Razer Lachem, sê hy, wees voorbereid. Vir 'n nuwe verbond. Jy sien, God wil hê, ons moet vandag gereed wees vir 'n nuwe verbond. Die rabbies het hierdie vers verbind met Jesaja hoofstuk 60, wat sê, staan op en skyn, want jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here het oor jou opgegaan. Dit kom oor jou. Die kern hiervan is as die finale verlossing 'n verlossing is wat van ons afhang, moet ons onsself voorberei vir 'n Brit Haggadasha, vir 'n nuwe verbond. En jy sal waarskynlik die vraag vra, maar Rabbi, is ons nie reeds in die nuwe verbond nie? Is almal wat in Yeshua glo in die nuwe verbond? Dit kan nie wees nie. Broers en susters, ons het nog nie ten volle in die nuwe verbond ingegaan nie. Die profeet Jeremia in Jeremia hoofstuk 31 gee vir ons 'n belofte van 'n nuwe verbond. Maar kyk wat hy sê. Hy sê, kyk, ek gee 'n nuwe verbond aan die huis van Juda en aan die huis van Israel. Hierdie verbond is nie vir die uit die nasies nie. Hierdie verbond is vir Israel, vir die Joodse volk en vir diegene wat ingeënt is by die Joodse volk. En hy sê dat een van die tekens van hierdie nuwe verbond sal wees dat die mense my sal ken van die grootste tot die kleinste. Weereens broers en susters, dit moet nog vervul word. Ons het nog nie die vervulling van Jeremia hoofstuk 31 sien gebeur nie. Hoekom? Want dit sal eers kom met die tweede verskyning van Yeshua in die wêreld.
Wat ons vandag moet doen om te kan voorberei vir die Brit Haggadah, vir die nuwe verbond, is om die woord van Jesaja, hoofstuk 60, vers 1 en 2 te vervul. Staan op en skyn. Dink daaroor na. Toe Yeshua die verlamde man in Matteus hoofstuk 9 sien, wat het hy vir hom gesê? Staan op en loop. Dit is nie genoeg vir ons om te sê, Yeshua, U is my Messias, en U is my verlosser, en U verlos my deur U bloed nie. En wesel wat ons moet doen is om dit 'n stap verder te neem. Omdat ek beslis verlos is, en omdat ek 'n nuutheid in my ontvang het, moet ek nou aanstap volgens hierdie nuutheid. Die opstanding moet ons lei na 'n nuwe wandel, na 'n nuwe denke, na 'n nuwe liggaam en na 'n nuwe hart. My uitdaging vir julle almal vandag is dit. Wees voorbereid vir groter dinge. Moenie talm nie. Moenie sê ek het die maksimum bereik nie. Gaan op. Staan op. En sonder twyfel, soos jy met jou klein liggie na die lig toe aanstap, sal jy die groot lig ontmoet. Mag ons lig nooit uitbrand nie. Hierdie lig word Torah en Mitzvot genoem. Laat ons lig nooit uitbrand soos daardie 5 dwaase maagde nie. Dit is die uitdaging wat die Torah ons vandag gee. Berei voor vir die nuwe verbond. Berei voor vir die volheid van die Brit Haggadah. Dit is ons mekorwoord vir vandag. Dit is voortdurende, deurlopende voorbereiding, deur werke, deur Torah en Mitzvot. Shabbat Shalom almal.